Hi familie, welkom terug by nog 'n episode van my huwelik. Die platform waar ons gaan praat oor die huwelik, waar ons gaan praat met woord, met eerlikheid, met opregtheid, om jou huwelik by 'n beter plek te bring. Welkom terug met my Malcolm Martins, en dit is so oorweldigend om mense te het uitreik, en sê baie dankie vir die information, vir die support wat jy rende. En vandag gaan ons weer lekker chat oor 'n topic wat vir my baie spesiaal is. Ek dink ek het die les wat hierdie topic meebring, het ek gekry. Ek het 'n baie dieper understanding van dit nou. Dis first-hand ervaring wat ek op moes doen. En dis niks anders as liefdestale nie. You know, ons, terwyl ons groter raak, het ons die persepsie van wat liefde is. Maar meer spesifiek liefde aan 'n maat. Ons sien hoe pa of stiefpa of pastoor of buurman of oom sy vrou liefhet. En dan vorm ons hierdie persepsie van, okay, dis hoe ek my vrou moet liefhet. Maar vandag gaan ons 'n bietjie chat oor iets wat, as jy hierdie ding kan verstaan, as jy kan weet wat register vir jou maat as liefde, not necessarily vir jou, because dis altyd die ding dat wanneer ons iets doen vir ons maat, dan vir al ons as mans, as ons provide, as ek kan geld huis te bring, of ek kan iets doen vir haar dorp toe ry of haar hier ry, dat dit is liefde. Dis my bewys aan jou as liefde, en ons neem aan dat jy moet dit so verstaan. En dit gaat in die geval hê. Dis liefdestale. En as jy nog nie gehoor het van liefdestale nie, wel, jy is op die regte plek. Vandag gaan ons praat oor die 5 liefdestale. So yes, liefdestale is presies dit wat van my maat registreer as liefde. Nie noodwendig wat ek doen nie. Nie noodwendig geskenke wat ek wil koop he. Nie noodwendig die goed wat ek vir doen nie. Again, soos in die oudheid, die manne het hard gewerk. En you know, ek appreciate 'n man wat hard werk vir sy gesin. Because that's our responsibility. In fact, as dit die eerste orde of instruksie wat God in allem gegee het, gaan cultivate, go work the fields, laat die sweet loop. So ouens, ek appreciate julle, maar ons moet dieper gaan. Ons kan nie net by provision omdraai nie. Ja, ek provide, en dis my measurement van liefde. No. So, jy is op die regte plek vandag. So guys, again, dit is wat vir jou maat. En ek wil emphasis daar bly, because soms hak dit so vast in ons kop, ek het dit gedoen, en jy moet weet, is my liefde aan jou nou. Dis wat vir jou maat register as liefde. As woorde of affirmation, wat een van die liefdestale is, soos, jy is 'n goeie man, vir my baie beteken, en my geliefd laat voel, dan is dit my liefdestaal. So voor om dit te mention, wil ek graag die 5 opnoem. So jy het words of affirmation, woorde van affirmatie, jy het acts of service, dit wat jy vir hulle doen, jy het geskenke, yes, die necklaces, en die chocolates, en dan is 'n ding soos quality time, om tyd te spend met hulle, om te bond, en dan is daar iets soos physical touch. Nou, words of affirmation, is presies dit, jy affirm jou maat, jy spreek lewe in hulle, jy mense die goeie dinge wat hulle doen, jy neem nie aan hulle moet weet, jy hou hulle in hoë aansien nie. Jy neem nie aan hulle moet weet, jy sien hulle as die mooiste mens op die aarde nie. En mans, yes, ons veel soms in. En veral wanneer jy nie miskien in 'n huishouding groot geraak het, waar emosies die spys gegee was, om te sevier, of om, active te wees nie. Jy was daar, my emosies en die uiting daarvan was nie regtig iets wat julle normaal was nie. So dat is 'n bietjie moeilik vir jou. But you know what, ons kan nie in die verlede bly nie. Ons kan nie by 'n plek bly waar ons net sê, maar, ek het so groot geraak nie, so I'm not gonna do it. Nope. Hier moet ons compromise.
En dis nie goed wat ons nog oor gaan gesels. Maar hier compromise jy om te sê, maar alhoewel ek nie so groot geraak het nie, gaan ek dit aanleer en ek gaan verbeter. So nou begin jy 1 keer 'n dag, jy's mooi mevrou. 2 keer 'n dag, jy's mooi, stuur vir haar boodskapies, skryf vir haar briewe, jy's mooi, stuur 'n voice note, I love you, stuur 'n voice note aan jou man, dankie vir wat jy vir ons doen, jy's die beste man op die aarde. As jylle braai, sê jylle het vriende oor, breek met jou man, niemand kan braai soos my man nie, niemand is so kwaai soos my man nie, niemand kan doen wat my man doen, jy weet jy wat doen met 'n man se ego. Jy kan hy man enig iets vra. Jy kan vir hom vra om die kar in die nag te was of om vir jou vleis te braai in die nag. Hy sal dit doen. Because dit wat hy in jou sien en dit wat hy in jou kry is van hoë aansien en van hoë gehalte. Other than die ander goed. En dis ook 'n ding dat vir mans, majority van mans, is dat 2 goed wat hulle liefdestaal is. Maar ek gaan dit jou tot die einde van die snippet, of van die 5 listings. So, tweede is dit acts of service. En hier het ek 'n persoonlike storie. You know, once het ek gereeld met vrou landswerk toegeneem. En vir my was dit spesiaal en yes, sy het baie comments gekry by alweer, because die ander vrouens hou daarvan of they loved it. Dat die ou, as die vrou kos werk te bring. Maar vir my vrou was dit nooit so hoe gaan nie. En op 'n stadium het ek offense geneem, want, you know, ek neem dit my werk uit om vir jou kos te bring, en jou respons is nie soos ek het wil hê nie. Remember. But you know, we had the discussion. En toe ons gesels gehad het, toe verstaan ek, okay, maar jou liefdestaal is nie acts of service nie. Dis words of affirmation. Words of affirmation en nog een ander goed. En die volgende een, wat ek nog gaan doen. So, daar het ek die les weg dat, kyk, soos ek aan die begin sê, jou expression van liefde aan hulle is nie noodwendig wat vir hulle register as liefde nie. So, manne, al doen julle baie vir die vrou, al gaan julle julle pad uit, it's commendable, en jy doen dit liefde uit, but dit necessarily register nie liefde by aan nie. So ja, die lesson learned, en daarna was vir my a revelation op sy eie, dat, you know, ek moet gaan 'n studie maak van wat 'n liefdestaal is, en ek feed net in daai, en daarna to blossom dit wat sy register as liefde. En ek kon toe, you know, dis soos jy het 5 spykers, maar jy sal aan mekaar mis, en nou het ek die regte tool en die regte sig, en my sig is aligned met die spyker, en ek kan op die regte spykers vat, you know, so lesson learned, manne, neem daar jy. Die volgende een is gifts, geskenke, en ons weet, baie vroumense is mal op die een. Yes, dit was het tweede een. Words of affirmation en geskenke. Sy hou van blomme, sy hou van chocolate, sy hou van sushi. You know? So, maar dit is so'n groot issue vir haar nie. Die ding wat ek bring is van hoë waarde, en om net van hulle terug te gaan, die act vir my was meer groter as die gift. You get what I'm saying? So, yes man, some vrouens love geskenke. And in fact, majority, they love a new necklace, they love a simple gift. So, as jy langlaas vir vrou iets vergeet, iets gekoop het, brother, move. So yes, volgende een, en die vierde een is quality time. Nou guys, ons is in 'n society waar ons is besig met werk, ons is besig met kerk, ons is besig met social activities, extramural activities, soos cricket en rugby, and it's all well and good. Som van ons, soos ek het 'n werk of 'n besigheid wat naweke opbring. En soms is het tough. Soms moet jy veg om 'n balans te vind, en soms doen jy nie.
Want jy, again, wil provide. Jy wil vir jou gesin voorsien. So, it's important that you make quality time, net met die vrou nie, maar ook met die kinders. In fact, as gesin, om tyd te spend, dis waar jylle bond, dis waar jylle memories krijg, dis waar die kinders that impression krijg, my pa is actively involved, and that he loves me. Alright? So, ander een, physical touch. Nou die ou is meer vir ons mans. Vrouens love het ook. Maar ons allemaal weet, mas nou, een man, as jy het aan hom raak, dan is die ou reg om een reis te hardloop. Die ou is reg om een kar te stoot. Die ou is reg om die dak te gaan bas. Raak aan hom. Jy maak hom wakker. Mans het nie baie nodig nie. Mans het nie baie nodig nie. Ek dink die manne kan samenstem. As jou vrou net aan jou raak, of sy cuddle jou, of, you know, sy vryfens oor jou kop, of sy hou jou vast, of, you know, die unexpected touches, dat laat een man wanted voel. Dat laat hom voel, dat I'm wanted, that I'm good enough, dat ek is sexy, dat ek is, my vrou pursue my. En yes, ons praat oor die vrouwens praat altyd oor, ons daar word uitgesels, of gepraat oor, hoe vrouwens geliefd wil wat voel, of geliefd voel, en hoe hulle wil hê, mans in hulle persoon, but mans wil dit ook hê, mans wil ook hê, een vrou moet weet dat, kyk, ek wil ook gepersoon wees, ek wil ook nagejaag word. So guys, in a nutshell, it's important to know what your partner's love language are. Dis belangrik om te weet, dis wat het is, en dan ook, hoe pursue ek haar, en hoe service ek die love language. Nou, yes, daar is die gevalle waar so mans net die weet, wat is hulle partner's love language nie. En dis, so simpel ouwens, jy vraag vir jou maat, okay, wat laat vir jou geliefd voel? Simpel. Wat laat jou geliefd voel? En sy sal vir jou sê, as jy dit doen, as jy vir my sê ek is mooi elke dag, as jy vir my een geskenkie nou en dan koop, as jy aan my kom raak, of as jy tyd saam my wil spend, dit laat haar geliefd voel. Moenie aanneem nie. Moenie aanneem jou maat weet, jy bedoel dit, as jy vir iets koop nie. Dis jou liefde nie. Dis speciaal, yes. Maar dis not weinig aan liefdestaal nie. Dan ook, you know, observe. Study jou partner. Ek het vir even gesê, ek het my vrou getrouw. Study, you know, of gestudy en gesien wat rechtig is. So, study jou partner. Ek denk as my mentor, hy sê altyd dat jy moet een student raak van jou vrou. Weet wat hulle tik, wat hulle geliefd wat voel, wat gunsteling goedkies is. So study your partner. Dit is nie rocket science nie, ons. En jy is nog nie minder een man as jy hierdie goed volg. In fact, dan bekom jy eers een man, wanneer jy in all maturity jou maat kan volg tot die fullest extent. So observe, study her. And guys, you know what? As jy add, jou kinders het ook liefdestale. Yep. So bijvoorbeeld, my seentjie is van 5 jaar oud. As ek by die huis kom, dan wil hy aan my raak. You know, physical touch. Hy wil rondom my wees, quality time. Okay? My meisiekind is weer 16 jaar oud, en sy is weer baie detached of baie op eie, en nie uit negatieve punt het nie, maar sy is ouder, sy begin nou mature te raak, en sy love haar eie space, so vir haar, is het ook quality time, en dan ook gift acts of service. So, dis jy kom die goed te kan sien, en te kan recognize in jou kinders, en te weet, okay, dit laat jou geliefd voel. My sien nou ook van interact, baie praat. So, en so ek affirm ook sy identity vir hom, dat hy is belangrik, dat hy is een man, dat hy is Godse kind, dat hy is belangrik vir sy pa.
dan kan dat sy pa trots is op hom. Dis die groepe goed manne wat ons aan ons kinders moet gee, en aan hulle sê. So yes, they also have love languages. Dan ouens, kom ons self net. Kom ons persoonlik ons maats. Kom ons, again, self net tot die punt van die love language. Jy hoef nie perfect te wees nie. En as jy nie gewond is aan dit, dan wil ek hierdie challenge aan jou maak. Terwyl hierdie week, jou maat, sit op jou phone, observe jou maat. Vra haar ook, of vra hom, wat is die love language? Soms is ons so trots, dat ons in die pad staan, om tot 'n dieper level of liefde, met ons maats te gaan. Jy wil nie krag weggeen soos die manne sê. Jy wil nie, dat wil nie lyk asof jy, feminine as the guys. God created us and God placed us in marriage to become better. God created us to become better. En Jesus in die huwelik. Ons kan nie die huwelik gaan en nooit 'n dieper, sense of liefde ervaar nie. En ons gaan nog praat oor, intimacy, physical, spiritual, emotional, mentally. Ons gaan nog daar kom. Maar net op die pad van liefde, op hierdie pad, wat kan jy reeds 'n dieper level of intimacy, 'n dieper level of liefde met jou maat bereik? En waar liefde is, ons weet as peace. We know that wanneer couples, mekaar se liefdestaal versoek, is die level of servitude is daar. And that's a key aspect of successful huwelik. Because you intentionally pursue your partner's heart. Reg? So, dis my challenge aan jou. Observe, vra, maak notas op jou phone, en try at least, as jou maat se need quality time is, as jou maat se need words of affirmation is, dan wil jy met elke dag vir die volgende 5 dae vir jou maat iets sê, en kyk haar in haar gesig, in haar oë, en sê aan haar, jy is mooi, jy is die mooiste vrou, ek is lief vir jou, affirm haar, en dan spend at least 'n halfuur intensely sonder phones in mekaar se teenwoordigheid. En gee my feedback na die 5 dae. Ek challenge die manne vandag. Ek challenge die ouens om dit te doen. Words of affirmation and quality time. En wanneer jy 'n quality tyd het, mans, dat beteken nie intimacy nie, of sexual intimacy nie. Dat beteken nie jylle gaan, dat is nou tyd vir kap te gaan nie. No. Dat is literally jylle kyk in mekaars oë, hou mekaar se hande vas, gesels 'n bietjie. Quality tyd is nie om kap te gaan nie. Because that's all die ouens sê die dat ons gaan 'n quality tyd spend en nou hardloop ons. Nou, intentional, non-sexual touches. Sensual touches, but non-sexual. Okay? And then words of affirmation, you guys know the drill. Die linkie. Jy's mooi, jy's die mooiste vrou vir my, daar is niemand anders vir my nie, en ek is lief vir jou. Hou mekaar vas, kyk aan haar oë, kyk jou man in sy oë, en as dit van die vrou se kant afkom, vrou doen dit dieselfde, en prys hom vir wat hy doen. So dis my challenge aan julle. So guys, as jy value gevind het in hierdie podcast, of in hierdie session, los 'n comment, skryf 'n review, sê die video, en teken 'n paar mense daarin. Jy kan die rede wees hoekom 'n huwelik berede is. Jy kan die rede wees hoekom couples by mekaar bly. Jy kan die rede wees hoekom mense aangaan. So wees 'n extension van hierdie podcast, wees 'n extension van wat God wil doen, en hoe God ander huwelike wil bereik. Because jou simple act of, sharing die session of die episode, kan 'n huwelik red. Jy kan 'n huwelik red. So guys, volg ons, and yes, ons is excited for the journey. Ons is super stoked dat die Here massive change gaan bring in die huwelike, en dat ons die transformasie gaan sien. Guys, ek het opgesit nou die dag die post, waar ek al reeds, en daar's nog
waar ons reeds mense het wat sê wat terugkom en sê baie dankie vir die information, dankie vir die werk wat daar reeds gedoen. Guys, ons is al 'n paar 2-3 jaar in die ministry en soos ons verregtig 'n mighty move sien happen. So ja guys, dankie dat julle gesit het deur hierdie episode and God bless you.